Maar ons gaan vanoggend 'n baba inseën en ons loof die Here vir die geleentheid wat ons het om dit te doen. Daar's geen groter geskenk wat jy jou kind kan gee behalwe Jesus nie. Niks. Nie of hulle 2 sekondes oud is of hulle 600 jaar oud is nie. Dis die grootste geskenk wat jy jou kind kan gee. So kom ons open eers met gebed. Vader, in Jesus Christus naam, baie dankie vir 'n nuwe dag, Here. 'n Dag gevul met God se genade, liefde, verstaan, ondersteuning. Heilige Gees, sonder U wil ons nie kerk hê nie, wil ons nie by mekaar kom nie, want dan is dit net 'n mensgemaakte ding. Ons wil aan U lof en eer en aanbidding gee, Here, en sê, my koning, my koning, my koning, U is welkom, U is welkom. Heilige Gees, beweeg van sitplek tot sitplek. Seën ons, Here. Seën ons ingang, seën ons uitgang. Laat ons U eerste stel in ons lewe voor enigiets anders te kom. Ons eer U dat ons om die woord van God kan vergader en kan leer. Here, hoe fantasties om brood te breek van huis tot huis, Here. En oor die dinge van God te praat, die dinge wat regtig saak maak. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons trek net deur, ons is net reisigers, Here. Maar soos enige reisiger is daar pitstops, daar's plekke waar jy moet stadiger gaan, daar's slaggate, daar's hierdie journey wat U ons deurvat. Maar U is die toergids, Here. Ons sal deurkom, ander kant veilig. Heilige Gees word verheerlik in elke ding wat ons vanoggend doen. In Jesus naam. Amen. Daar sê. Nou ja, ek wil hê julle moet net so sit en luister. Maar maar veral ma en pa, gaan sit en luister. Dis as Arno nou vir Emma iets gaan sê en Nicole gaan vir Emma iets sê. Ons gaan nou gou saam luister hierna. Ek beloof om jou lief te hê. Elke dag van jou bestaan. Ek beloof om jou te leer Van die Vader se groot genade, dat sy liefde altyd bly. selfs deur die swaarste dae. Ek sal jou lei na Jesus. Ek sal jou lei na hom. Ek sal leer wat ek jou leer. Met geloof en met gebed. Ek beloof om jou groot te maak, soos God van my vra. Wanneer die wêreld jou wil breek, sal ek langs jou bly staan. Jou herinner wie jy is. 'n kind van God. Ek sal jou lei na Jesus. Ek sal jou lei na hom. Ek sal leer wat ek jou leer. Met geloof en met gebed. Ek beloof om jou groot te maak, soos God van my vra. My grootste wens vir jou, meer as enigiets op aarde, dat jy die Here sal lief hê. Met jou hele hart. Dit is wat jy vir jou kind kan doen. Om hulle groot te maak in die vrees van die Here. Arno Nicole, bring vir Emma.
wat God van jou verwag, wat hy vir jou gegee het, is om dit weer aan hom terug te gee. En dis die manier wat ons dit gaan doen vanoggend. Nêrens in God se woord is klein kindertjies gedoop met water nie. Dis 'n tradisie wat ingestel is deur die Katolieke in Some Change 15, wat ook everal. Jesus het sy hand op die kindertjies gelê en hulle geseën. Dis wat hy gedoen het. Ons stry nie met mense hier oor goed nie, ons doen dit volgens wat die woord sê, wat Jesus gedoen het. En ek glo, as 'n pa self sy kind seën, want sê die Here nie wat is die rol van die pa in die huis nie. So laat die pa self sy kind seën. En dis wat Arno vanoggend gaan doen, en daarna gaan ons opstaan, ons hande uitsteek en vir hulle as ouers bid. Hier is sy Arno. Mag die Here jou seën, Emma, en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn, Emma, en jou genadig wees, Emma. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig, Emma, en aan jou, Emma, vrede gee. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan op, ons steek ons hande uit en ons seën haar. Vader, in Jesus Christus naam, seën ons vir Emma, vir Arno en vir Nicole, in Jesus naam, dat hulle rol as ouers sal volbring. Hierdie geskenk wat U vir hulle gegee het, dat hulle dit sal koester, dat hulle sal leer hoe om te leef vir Christus, dat hulle voorbeeld sal wees vir haar. Haar sal behoed, bewaar en beskerm, soos wat U aan hulle toevertrou het, Here. Dat hulle haar sal toemaak in die bloed van die Jesus elke dag, en dat U genade oor hulle gaan groot wees, Here. Ek loof en prys U daarvoor, my Vader, dat hulle 'n voorbeeld het as hulle nie weet wat om te doen nie, uit die woord van God, waar U ons as ouers lei. Ons dankie, Here, vir hierdie geleentheid wat ons het om hierdie klein dogtertjie aan U op te dra. Emma, ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag die liefde, die genade, die vrede en gesondheid van God deel van jou lewe wees. In Jesus naam. Amen. Dankie, Here. Nou ja, vanoggend gaan ek praat oor ek kan nie. Ek kan nie. Here, ek kan net eenvoudig nie. Ons as mense het al, ek dink elke verskoning in die boek het ons al gebruik om vir God te kan sê hoekom ons sekere dinge nie kan doen nie. Is dit nie waar nie? Ons het altyd verskonings. Het julle al vir iemand probeer raad gee en jy sien die helfte van hierdie raad en hulle sê maar. Ek hoor jou, maar. Nou kom wil jy verder jou asem mors. Hulle gaan vir jou sê maar, hulle glo jou nie vir die res van die sin nie. Verstaan ons werklik wat die Here aan ons 'n opdrag gee? Want God gee opdrag aan elkeen van ons, maar verstaan ons dit? Soms herken ons nie die stem van die Here nie. Hoekom nie? Want ons spandeer nie genoeg tyd met hom nie. Dis die ding, jy gaan net 'n stem van iemand herken uit die tyd wat jy met daai persoon spandeer. Later, aan die begin is dit vreemd. Later dan weet jy, hulle kan nie in die kombuis staan nie, gaan weet wie praat. Want jy ken die stem uit verhouding uit. En dan sê die Here vir ons, hy gee soms vir ons die vreemdste opdragte. Goed wat glad nie sin maak nie. Dan dink jy, waarom sal God vir my sê om dit te doen? Hy weet ek kan dit gaan doen nie. Ek kan nie goed uitvoer nie, Here, want ek weet nie hoe nie. Jy is nie alleen nie. Die Here sê, in 1 Samuel 16 vers 22 sê, gehoorsaamheid is meer werd as offerhande. Wat God van ek en jy vra, wanneer hy hierdie vreemde opdragte vir ons gee, is absolute gehoorsaamheid. As die Here vir jou sê om vir iemand 'n drukkie te gaan gee, net te sê, Jesus is lief vir jou,
dan dink jy, maar ek kan nie dit doen nie. Wat gaan die mense dink? Mense? Ons worry wat gaan mense dink, maar wat gaan God dink? Dit is die vraag, nie wat die mense gaan dink nie. Wanneer God die vreemde opdragte gee, dan is daar altyd 'n doel daarmee. God gaan nie met jou praat oor iets as hy nie 'n doel het nie. Daar's altyd 'n purpose vir wat hy sê. Hy is besig, eerstens om jou gehoorsaamheid te toets, en tweedens om te kyk of jy dit gaan uitvoer. Gehoorsaamheid bring reward. As jou kind gehoorsaam is, ewen jou hond kry 'n wat? 'n treat. Mooi so snippie, hier so treat. Jy het gesit. Dis in die natural. Dan moet jy weet hoeveel meer in die spirit gee God beloning aan gehoorsaamheid. Dis wat hy van ons verwag. En dan kla ons. Here, maar ek kan nie nou vir Tannie whatever hospitaal toe vat nie. Ek moet nog gaan dit en dit doen. Maar die Here die hele tyd op jou hart gelê, vat hierdie Tannie hospitaal toe. Want God weet, daar is nie iemand om aan te vat nie. Hy weet jy het die patience, jy het dit. Dan doet sy jou daarmee. En met gehoorsaamheid en kry ons die reward by God, en ongehoorsaamheid steel jou eie blessing. As ons ongehoorsaam is aan die woord van God, steel ons eie blessings. En ons verstaan nie hierdie goeders nie, want ons het altyd verskonings en dan sê ons, maar ons kan nie dit nie, ons kan nie dit nie. Ons kan nie nou gaan die Here, maar ek weet nie hoe gaan ek hierdie goeders doen nie. En dan sê hy, maar ek woon in jou. Ek, die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, woon in jou. Hoe kan jy nie? Jy is tot alles in staat, deur Christus wat jou die krag gee. Nou kom ons kyk. As daar nou een was wat kan sê, ek kan nie, dan was Jeremia. Hoekom sê ek so? Kom ons kyk. Jeremia 32, vers 1 tot 6. Kom ons lees gou. Wat gebeur hier? Die woord van die Here het tot Jeremia gekom in die 10de jaar van Sedekia, die koning van Juda. Hierdie jaar was die 18de jaar van Nebukadneser. Die leer van die koning van Babel het toe Jerusalem beleer, en die profeet Jeremia was opgesluit in die voorhof van bewaking wat in die huis van die koning van Juda is. Hoekom was hy opgesluit? Hy is 'n magtige profeet van Jesus. Hoekom is hy opgesluit? Waar Sedekia, die koning van Juda, hom opgesluit het, met hierdie woorde: waarom profeteer jy en sê, so spreek die Here, kyk, ek gee hierdie stad in die hand van die koning van Babel en hy sal dit inneem. En Sedekia, die koning van Juda, sal uit die hand van die Galdeërs nie ontvlug nie, maar hy sal sekerlik oorgegee word in die hand van die koning van Babel. En hy sal mond tot mond met hom spreek en oog in oog hom sien. En hy sal Sedekia na Babel bring. En daar sal hy wees totdat ek op hom ag gee, spreek die Here. Alhoewel julle teen die Galdeërs veg, sal julle tog geen voorspoed hê nie. En Jeremia het gesê, die woord van die Here het tot my gekom en gesê, okay, gaan nou net daar eers stop. Sy eie koning, in die Bybelse tyd was daar altyd 'n king en 'n priest. Daar was altyd 'n profeet en daar was altyd 'n koning. Die konings het van die profete gebruik gemaak om te hoor wat God wil sê. En elke keer as Sedekia vir Jeremia laat kom, dan het hy hom gesê, so sê God, jy sal gevang word, Jerusalem sal aan die brand gesteek word, hulle sal daai plek verwoes, en hulle sal jou wegvoer na Babel. Dan word Sedekia kwaad, hulle is gewaarsku, né? Die profete het dan toe gaan en gewaarsku wat God sê wat gaan gebeur. Draai hierdie koning terug en bekeer en praat met die volk? Nee. Wat doen hulle? Hulle hou aan om te sondig teen die Here. Hulle tart God. Hoe het hulle God getart? Hulle het Baal
plekke vir Baal gebou. Hulle het hulle kinders aan Moloch geoffer. Nou Moloch was 'n god van die Galdeërs. En hy het sulke hande gehad met sulke bakke so gemaak. Dan het die Israeliete hulle kinders laat slag en op hierdie blad ding neergesit aan hierdie Moloch geoffer. En die Galdeërs het die dromme al harder en harder gespeel, sodat hulle nie die geskreeu van die kinders kan hoor nie. So 'n trance-storie wat hulle ingegaan het. Dit het hulle gedoen. Die kinders van die Here het dit gedoen. So afvallig was hulle, so het hulle God getart, van die môre tot die aand. En Jeremia het nie een keer geprofeteer nie. Hy het kort na die koning toe gegaan. Een koning na die ander, en gesê, God waarsku julle, julle kan nie so aangaan nie. Maar hulle het nie geluister nie. Kyk, en die Here gee hierdie verskriklike vreemde opdrag. Nou moet jy weet, hier sit Jeremia in die tronk, né? Die Galdeërs kom. Hulle gaan alles in die brand steek, moord, roof, alles wat hulle gaan doen. Jeremia is in so 'n hulpelose situasie. Hy sit in die tronk. Nie wetende wat daar buitekant aangaan nie. Hy weet wat gebeur, maar hy weet wat gaan met hom gebeur nie. Kyk hier verskriklike vreemde opdrag wat die Here gee aan Jeremia. Hy sê, kyk, vers 7. Hanamiel, die seun van Sulam, jou oom, hy gaan na jou toe kom met hierdie woorde. Koop vir jou my stuk grond, wat in Anatot lê, so eentjie van Jerusalem af. Want jy het die reg van lossing om te koop. En Hanamiel, die seun van my oom, het na my gekom volgens die woord van die Here in die voorhof van bewaking, en vir my gesê, koop tog my stuk grond wat in Anatot lê, want jy het tog die reg van besit en lossing te koop. Kyk wat sê Jeremia. Toe het ek gemerk dat dit die woord van die Here was. Hoe het hy dit gemerk? Hoe het hy geweet? Die Here sê van koop hierdie stuk grond. Eerstens, omdat hy 'n verhouding met God het. Omdat hy sy Vader se stem ken. Tweedens, omdat hy gehoorsaam is. Hy het geen idee gehad, waarom sou God vir hom in 'n tronk sê, om grond te koop? Nadat grond sê, nadat die Here sê, gaan hierdie plek in die brand steek, verwoes. Het hy die Here geglo? Ja. Want daar sê dit vir ons, hy het gekoop, hy het verseël, hy het hierdie goed gedoen wat hy moet doen. Hy het hom gekoop vir 17 sulke silwer, en hy het verseël voor die oë van die Jode wat in die voorhof van bewaking gesit het. Toe voer hy die opdrag van die Here uit en vers 14 sê, so spreek die Here van die heerskare, die God van Israel, neem hierdie briewe, hierdie koopbriewe, die verseelde een sowel as die oopbrief, en sit hulle in 'n ertepot, dat hulle baie dae daar kan bly. Dat hulle baie dae daar kan bly. Dis nie vir ek en jy om te verstaan wat God hiermee beplan wanneer hy met jou praat oor vreemde goed nie. Dis vir ek en jy om gehoorsaam te wees. Want hier is die aanduiding vir Jeremia, toe die Here sê dat hulle baie dae daar gaan bly, dat God eers die volk gaan straf vir wat hulle gedoen het. Dis waar die baie dae moet inkom. Ons vra soveel keer, nou hoekom kom die Here nie? Hoekom moet ons deur al hierdie goed gaan? Hoekom kom die Here ons nie nou haal nie? En God sê baie duidelik in sy woord, terwille van die wat nog moet inkom. Dis hoekom dit nog nie kom nie. Die Here sê vir hom, sit dit in 'n erdepot, bewaar dit daar. 'n Erdepot kan nie brand nie. Want so sê die Here van die leerskare, hy sê, Jeremia, sit dit in 'n erdepot. Nou gaan ek vir jou sê, hoekom moet jy dat daar insit? Want Jeremia begin toe te bid. Hy begin bid. En die Here sê vir hom, vers 15, want so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, daar sal weer huise en gronde en wingerde in hierdie land gekoop word. In daai omstandighede, as gevolg van sy gehoorsaamheid,
openbaar God aan Jeremia hoekom hy vir hom sê wat om te doen en wat sy plan vorentoe is met Juda en Israel. Wat is sy plan vir Jerusalem? Daar sal weer hierdie goed doen. Maar my volk wat aan my ontrou, ongehoorsaam was, sal eers hulle straf uitdien. Dan sal ek wat God is weer genade hê. Nou hoeveel keer het ek en jy beloftes gemaak aan mense en dit nie nagekom nie? Hoeveel keer het ek en jy beloftes aan God gemaak en dit nie nagekom nie? Ons kyk na hulle en dink is wreed dat hulle kinders aan afgode geoffer. Dis net so wreed om God te misken. Om sy teenwoordigheid af te maak asof dit niks is nie. Om sy opdragte te ignoreer. Want jy vat aan sy hart. Ons vat aan sy hart wanneer ons vir God lieg. Ons vat aan sy hart wanneer ons ongehoorsaam is. Ongehoorsaamheid bring straf. As jou kind ongehoorsaam is, gaan jy jou kind straf. Dis soos dit werk. En ons is sy kinders. Ons kan dit nie cheap afmaak, maar God is 'n God van liefde nie. Natuurlik is hy God van liefde. En liefde sluit tugtiging in. As jy jou kind lief is, gaan jy jou kind slaan. As jy jou kind lief het, sal jy vir jou kind wys om nie dit te doen nie, om nie dat te doen nie. En as hulle dan ongehoorsaam is, gaan straf deel wees van hierdie liefde. Dit het vir hom gelyk of God nooit weer iets vir die volk gaan doen nie. Hoor wat sê vers 26. Toe sê die Here vir Jeremia, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees. Sou enige ding vir my te wonderbaar wees. Jeremia verstaan nie. Die plek word aan die brand gesteek, hy moet grond koop. Die Here sê, gaan weer huise goed wees, maar dit lyk onmoontlik. Soms lyk ek en jy se omstandighede vir ons onmoontlik. Dit voel of jy nooit hier gaan uitkom nie. Hierdie ding hou nie op nie, haal homself net aanhoudend. Niks is vir God te wonderbaar om te doen. Jy sien, ons wil dit meet aan dit wat ons sien mense doen. God meet dit nie daaraan nie. God meet dit aan wie hy is. En dan leer hy vir ons iets verskriklik awesome. Absoluut awesome. 2 Timoteus 2 vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou. God bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Ek en jy soms heeltemal ontrou aan God. Maar die Here bly getrou. Hy beloof hy ons nie, ek sal jou nooit begewe en verlaat nie. Maar as iets wat hy daarvoor vra, repent. As jy verkeerd gedoen het, repent. Sê ekskuus Here. Moet dit nie cheap afmaak nie. Of ag, die Here gaan my maar vergewe want hy's 'n God van liefde. Nee, hy vereis iets. Elke liewe ding wat jy verkeerd doen, moet jy regmaak. Of jy dit aan God doen of jy aan mense doen, maak dit reg. Want dis wat hy van die volk verwag, dis wat hy van ons verwag. Hy sal jou nooit begewe nie, hy sal jou nie verlaat nie. Hy is God en hy sal getrou bly. Vir ewig en ewig. Nadat hulle straf uitgedien het God hulle gewaarsku, want hulle is gewaarsku deur die profeet. Die Here gaan jou nie straf as jy nie eers gewaarsku nie. Hy gaan jou waarsku. Hy is getrou. Jeremia 32 vers 37 gaan ek vir julle lees. Kyk, ek laat hulle bymekaar kom uit al die lande waar ek hulle heen versprei het. In my toren en in my grimmigheid en in groot gramskap, God was baie kwaad, want onskuldige kinders moes betaal. En ek sal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon. Watter fout ek en jy ook gemaak het, uit watter omstandighede ook ons dit gemaak het, God bring ons weer terug. Uit sy groot genade en liefde vir ons. Ek en jy kan dit nie verdien nie. En hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees. Sal dit nie fantasties wees as Suid-Afrika weer wil opstaan en erken hy is ons God? Dan kan hy ons weer sy volk maak.
Maar ons het baie gode in Suid-Afrika. Maar dit vat nie 10 miljoen mense nie. Gideon het 30,000 bymekaar gehad. En die Here sê van nee, 300 is genoeg. Dit vat net 'n paar kinders van die Here om op te staan en sê, ons roep uit na Suid-Afrika vir u Here, ons roep vanaf Suid-Afrika na Jesus Christus. Hierdie volk sal u dien, u sal weer vir ons God wees. En ek sal hulle een hart gee, een weg, om my altyd te vrees, hulle ten goeie en hulle kinders na hulle. Arno Nicole, dis julle plig, om julle kinders van die Here te leer. Dis God se opdrag, vertel jou kinders, geslag vir geslag, wat ek gedoen het. Jou kinders gaan dit nie by die skool leer nie, want die stomme mense, die juffrouens in die skool, en meneer in die skool, mag nie meer oor die Here praat nie, oor enige ander gogga. Jy is die eerste kontak wat daai kind het, is met ma en pa. En jou leefwyse moet so wees, dat jou kind meer leer uit wat hulle sien, as wat hulle hoor. En ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit, dat ek my van hulle nie sal afwend en goed te doen nie, en ek sal my vrees in hulle harte gee, sodat hulle my van my nie afwyk nie, en ek sal my oor hulle verheug, om aan hulle goed te doen, en ek sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my hele siel. Want so sê die Here, soos ek oor hierdie volk gebring het, al hierdie groot onheile, so bring ek ook oor hulle, al die goeie wat ek oor hulle gespreek het. God se hart is altyd om ek en jy te bless. Nie om ons kwaad aan te doen nie, ons doen dit aan onsself. Nee, hy nie. Sy hart is om ek en jy te seën. Sy hart is om vir ek en jy 'n pa te wees. En daar sal grond gekoop word in hierdie land. Het die Here dit nie vir Jeremia gesê voorheen nie? Dis kom hy die grond moes koop. Waarvan julle sê, dit is 'n wildernis, want dit is afgebrand. Sonder mense of diere. Dit is in die hand van die Galdeërs oorgegee. Gronde sal vir hulle vir geld koop en die briewe onderteken en verseël en getuies neem in die land Benjamin en in omstreke van Jerusalem, die stede van Juda. En in die stede en gebergte, in die stede van die Laagveld en die stede van die Suiderland. En ek sal hulle lot verander, sê die Here. Maak nie saak watter omstandighede jy jou nou in bevind nie. Maak nie saak hoe jy voel nie. Maak nie saak wat jy nie verstaan wat God doen nie. Hy sal jou omstandighede verander. Hy sal. Ek gee nie om hoe lyk die tekens om jou nie. Ek gee om hoe lyk die God van die tekens. Jy sien, jy kan na die omstandighede van jou kyk en praat saam die duiwel. Hierdie goed gaan nooit vir my verander nie. Dit is nou maar eenmaal my lot. Ek sal maar my kruis opneem. Jy verstaan nie mooi wat dit beteken nie. Daai kruis beteken nie jy moet jou vernietig word nie. Jou omstandighede kan nie bepaal aan jou gehoorsaamheid wat God van jou vra nie. Ek en jy moet slegs gehoorsaam wees. Wees net gehoorsaam. Daar waar jy foute gemaak het, repent. Repent beteken ek is opreg. Dit moet my seer maak. Ek moet fisiese pyn in my hart voel, omdat ek dit gedoen het. Of dit aan mense is, of dit aan God is, daar moet pyn wees. En repent beteken, ek draai weg van daai ding, ek doen dit nie weer nie. Dit beteken nie, ek kan elke keer net sê, ekskuus Here, en môre doen ek presies dieselfde ding nie. As jou kind kort geld uit jou beursie uitsteel, en elke keer net sê, ekskuus. Dis belaglik. Repent beteken, ek draai my rug op hierdie ding wat ek gedoen het, ek doen dit nooit weer nie, want die pyn was so intensief, dat ek weet, dit het ander mense gebreek. En die Here het hulle nie verskoon nie. Die Here het hulle nie verskoon vir wat hulle gedoen het nie, hulle het hulle straf weggekry. Maar dink julle nie, terwyl hulle in gevangenskap gesit het, onder 'n Babelse koning, het hulle definitief nie pudding gegee, 3 gang maal nie.
Daar het hulle tot besinning gekom en gesien wat hulle aan hulle vader gedoen het. As jy gaan kyk na die geskiedenis van die Israeliete, kort het hulle nonsens aangejaag. Elke keer in die woestyn wil hulle vir Moses doodmaak. Want was ons maar liewer in Egipte, vir 400 jaar huil hulle voor God, verlos ons, toe hulle verlos toe hulle weer terug Egipte toe. Jy sien, die Here haal ons uit Egipte uit, maar dan met Egipte uit ons uithaal. Want dan is nog steeds hierdie mentaliteit. Ja, weet jy wat net? Ons het gesukkel my hele kinderlewe, ons was maar arm en daai tipe van goeders. Dit is nou maar wat dit is. Nee, dit is nie, dit is wat jy sê dit is. Dis nie wat God sê dit is nie. Ek is gewoond om sleg gesê te word. Nee, my magtig klim daar uit. God sê jy is die appel van sy oog. Hoe wil jy bly bid onder daai demon? Demons het net die mag wat ek en jy wat ons hulle toelaat. En kom gaan hulle kom. Maar wanneer gaan jy die sleutel by hom terugvat? En sê luister hierso, my omstandighede is van so aard dat ek nie weet hoe nie, maar God weet. God weet hoe. Gaan net na hom toe. Maar ons is so gewoond om alles self te hanteer. Dan sê jy in die pad, nie op die pad nie. Jy is in die pad, en soms moet die Here jou verlos van jou. Vriende, ek help altyd myself graag. Ek is vinnig, en dan wag ek nie op die Here nie, en dan verbrand ek my vingers kort. Dan gaan maak ek draai waar ek het nie wil hê nie, want ek wou nie wag nie. Ons moet leer hierdie ding. Moenie dat jou omstandighede bepaal wie jy is nie. Soms kyk jy na mense, né? En jy kyk hulle so van buite af, en dink jy, ja, hier is 'n rowwe ou jong. Ek weet nie. Dan maak hy sy mond oop. Dan kry hy skaam. Want dan ken hy God beter as jy. Ons is ons maklik om mense te label. Daarom sê die Bybel vir ons, ag die een hoër as jouself. Ag die een hoër as die ander ene. Dit beteken jy het al hierdie universiteitsgrade, jy is slim nie. Baie mense het net nie die geleentheid gehad nie. Niks met die graad te doen nie, daar was net nie die geleentheid nie. Maar die enigste graad wat jy wil hê, het net 5 letters. As jy hom het jy alles. J-E-S-U-S. Dis die graad wat jy wil behaal. As jy hom behaal het, kan niemand 'n hoër graad hê as jy. Die Christen se teken is 'n vis. Né? Jy wil die hele vis eet, behalwe die visgraat. Want hierdie woord kan vir jou werk of teen jou. En dit sal ons nie besef nie, dat jou omstandighede hang af van wat jy hiermee doen. Jy kan uit enige ding ontsnap. Nie omdat jy weet hoe nie, maar omdat hy weet hoe. En dis moeilik. Dis nie maklike goed nie. Dis maklik om die wêreld te dien. Almal vloek, rinkink en gaan te keer. Dis nie moeilik om by die wêreld in te pas nie. Die Amerikaners is so ver voor, hulle is heel agter. Sulke klein kindertjies, dan koop mamma en papa hooitjie. Oh my God, dis hulle spreekwoord. En die Here sê die een wat my naam eintlik gebruik sal nie ongestraf gelaat word nie. Wat leer hulle daai kind? En daai is 'n onskuldige kind.
Dis die koninkryk wat hulle so leer. Want ewen in hulle onnooselheid, weet hulle daar's geen krag in Allah, Mohammed en whoever nie. So ongered soos wat hulle is, gebruik hulle die naam van die Here. Hoekom? Daar's die naam bo elke naam. Only Jesus. En hy kan jou omstandighede verander. As Jeremia in die tronk sit, hulle het nie daar in die tronk gesit en boek lees en TV kyk nie. Hulle was geboei, hande, voete, partykeer so teen die mure. Jou omstandighede kan definitief nie daar wees waar syne was nie. Paulus en Silas in die tronk, hulle sing lofliedere. Jy sien, mense leer by wat hulle sien, nie hoor nie. As jy sien dat iemand in so 'n situasie op so, gaan jy duidelik sien, is this born again or isn't this? Almal kan sê ek is 'n Christen. 99% van Suid-Afrika sê hulle is Christene. En gaan kyk hoe leef hulle. Dit maak jou nie Christen omdat jy dit sê nie. Dit maak jou Christen omdat jy dit leef. En maak Christene foute? Miljoene. Maar ons weet dat God bly getrou. Ons kan teruggaan na hom toe en sê, "Ekskuus Here, regmaak wat moet reggemaak word in die oë van die Here." En groei. As 'n kleintjie een keer sy vinger op die stoof gedruk het en hy voel daai pyn, gaan hy dit nie weer doen nie. Want hy weet, shushu, gaan nie daarna by nie. Want hier is my blaas nog van laasweek. Hy gaan onthou, dis waar die pyn lê. So leer ek en jy, dat hierdie goed vir God nie aanvaarbaar is nie. Jou omstandighede bepaal nie wie jy is nie. Maar gaan jy God toelaat om daai omstandighede vir jou te verander? Sien, ons het die diens anders te gedoen vandag. Nou kan ons vir die Here 'n loflied sing. Want terwyl jy daar sit, voor jou hand daai eerste liedjie vir ons opsit, maak reg hier. Maak jou eie woorde reg. Ek sal nooit hier uitkom nie. Ek sal nooit 'n promosie kry nie. Niemand sien my raak nie. Almal haat my en knou my af. Ons spreek hier goed oor onsself en dan dra ons eie straf in onsself, want ons het dit dan gesê. En word ons moedeloos en ons sê simpel goed, ja, ons doen dit. Maar maak dit reg. Klim uit jou omstandighede uit. Klim jy vanoggend uit die tronk uit, jy is jou eie bewaarder. Want hy sê, I give you the keys. Jy het die sleutel, sluit op en klim uit. Terwyl jy aan dit, wil ek hê jy met jou hoof sak en vir die Here sê, ekskuus vir iets wat jy oor jouself gespreek het of ander mense hierdie week. Die Here se doel met jou lewe gaan volbring word, want dit is sy doel. Jy ry daai goue motorbike, né? Ja. Die oranje een, ja. Die van binne af lyk hy goud, so wat ek goud so like. But anyway, jy moet hom vandag gaan salf. Asseblief Jonita, jy maak seker, hy word vandag gesalf. Toe jy inkom, het die Here vir my gesê, en ek wag nou vir die regte tyd. Ek is net gehoorsaam. Baie dankie Here Jesus vir 'n awesome God wat U is. Dankie vir die voorreg dat U ons gekies het. Uit almal uit in hierdie miljoene, biljoene mense, kies die Here ek en jy. Skryf hy ons name in die boek van die lewe. So special is ons. En dan leer hy ons om in nederigheid te wandel. Hoe nederiger jy is, hoe meer kan God jou gebruik. Julle is welkom om julle offerhande te kom ingooi, en dan moet julle julle middag gaan geniet. Moet nou nie vanmiddag sit en top oor môre nie. Môre gaan hy anyway doen wat hy wil.